Ek gaan so vinnig net so voelvlug gee oor waar ons trek in ons reeks, dat die Gees ons wil laat dans op God se ritme. Ons het Sondag aand begin en vir mekaar ek julle 'n bietjie vertel van die studie van Blyk en Brimmer, die psigiater en teoloog wat 'n studie gedoen het na aanleiding van 'n klomp mense wat hulle agtergekom het oor tyd, opgewonde was oor die evangelie en oor God en dan hulle passie en hulle roeping as ware begin verloor het, moedeloos begin raak het, uitgebrand het, in sekere gevalle mense wat selfs hulle geloof verloor het. En die twee vriende het 'n studie gedoen en hulle het spesifiek gaan kyk, sê kom ons gaan kyk na Jesus se lewe. Jesus se lewe is tog vir ons die voorbeeld van menswees, van hoe om in hierdie wêreld van ons te leef. En uit die studie het hulle gesien, daar's 'n baie duidelike patroon wat hulle in Jesus se lewe gesien het, wat hulle noem the cycle of grace. En in die patroon het hulle gesê, sien hulle dat daar by Jesus 'n bepaalde stuk input is, goed wat Jesus ontvang het, en aan die ander kant 'n bepaalde stuk uitset, output wat in sy lewe was. En daar was balans tussen hierdie twee. En die kant van dit wat Jesus ontvang het, waarmee hy sy lewe volgemaak het, lê veral die feit dat hy 'n diep aanvaarding gehad het van sy identiteit in sy Vader, dat hy geroep is, dat hy 'n roeping het, en dat hy geleef het vanuit die een plek van die Vader wat vir hom gesê het, jy is my geliefde kind, ek stuur jou. Daarin het hy vasgehou, ondanks ander stemme wat in sy lewe gekom het, het hy daarin vasgehou. Maar hulle het toch gesê, hulle het gesien, daar's 'n bepaalde klomp praktyke wat Jesus gehad het in sy lewe, wat juist dit vir hom kom help vashou het, dit kom voed het, dit kom bevestig het. Wat vir ons kom sê en kom help om te verstaan, dat ons ook, om te leef vanuit ons roeping, en uit ons identiteit as gedoopte kinders van God, om na daai stem in ons lewe te luister, vanuit daai stem te leef, het ons ook bepaalde praktyke nodig, wat ons help. Praktiese goed eintlik. En gisteraand het ons spesifiek gekyk oor 'n baie eenvoudige gebedspraktyk, en dit is om, wat eintlik gesetel lê in die feit dat ons die teenwoordigheid, die lewende teenwoordigheid van God in ons lewens van ernstig opneem. Die lewende, handelende teenwoordigheid van God. En ek het vir julle 'n baie eenvoudige gebed, praktyk gisteraand aan bekend gestel, waar 'n mens stil word, bewus van wie God is, God se teenwoordigheid, dat jy na God kan kyk, maar dat jy dan ook kan stil word en God kan toelaat om na jou te kyk. En wat ons gisteraand gesê het, in die ontmoeting tussen ons en God, deur sy Gees, is daar altyd transformasie. God is altyd teenwoordig, ons word genooi om ook bewustelik daarheen te draai. Vanaand gaan ons stil staan by die geloofspraktyk, gebedspraktyk, dat die Gees ons ook laat dans op God se ritme deur sy woord. Ons is immers gereformeerdes, wat glo, ek het gisteraand gesien, julle die solas wat hier so is, sola scriptura, dat ons glo dat God deur sy woord na ons toe kom, dat God deur sy woord teenwoordig is, en met ons wil praat. En ons gaan 'n bietjie vanaand oor hierdie wonderlike praktyk dink, wat ook Jesus in sy eie lewe gebruik het, as 'n Joodse klein seentjie groot geword het met die Torah, die wet van God, dit geken, dit voorgelees, dit gebruik in sy eie lewe. Voor ons gaan saam begin vanaand, wil ek julle nooi dat ons stil word. Ek gaan vir ons die kers aansteek. Dit is net 'n simbool. God is teenwoordig. Maar die simbool help ons om te sê, kom ons draai ook na God se teenwoordigheid in ons, saam met ons en hier by ons. En in ons stil word wil ek jou nooi om net eers bewus te raak van die lewende, handelende teenwoordigheid van God vanaand by ons. Kom ons word so saam stil. Soms help het om sommer net so lekker diep asem te haal, uit te blaas en te onthou dat God sy Gees, sy asem vir ons gegee het. Dis deur hom wat ons leef en beweging is.
En as ons so stil word vanaand, wie is die God wat vanaand by ons teenwoordig is? Wat van God se karaktereienskappe word jy sommer net van bewus as jy so stil word vanaand? Dit mag dalk ander eienskappe van hom wees as wat jy gisteraand by stil gestaan het. Of dalk is daar 'n metafoor of 'n prentjie wat na jou toe kom. Bly net vir so 'n oomblik by dit wat nou in jou gedagtes maal. Oor wie God is wat teenwoordig is by ons. En laat toe dat God ook vanaand na jou kyk. Net soos wat jy hier is. Met al die gedagtes en emosies wat dalk in jou maal. En kom ons rus net vir 'n oomblik in sy liefdevolle blik, wat kyk en wat sien en wat by jou wil wees. Soos iemand gisteraand gesê het, Here, U kyk tot diep in ons harte, selfs daar waar ons self nie altyd weet eers wat presies aangaan nie. Help ons ook om diep in U hart in te kyk. En die ritme van U hartklop vir elkeen van ons en vir hierdie gemeente en vir hierdie land van ons te hoor. Ook as ons vanaand gaan nadink oor hoe ons dit hoor vanuit U woord. Amen. Vriende, voor ons gaan saam lees so 'n paar gedagtes vanaand, net om inleidend mee te begin. Ek wil 'n vraag vra waaroor jy so 'n bietjie moet dink. Dit is waarskynlik 'n vraag wat beter werk as mense in 'n kleiner groepe is, of in 'n konferensie, of in 'n werkswinkel met mekaar 'n bietjie kan gesels. Ek sal nie dit aan julle doen nie. Maar tog wil ek vir julle 'n oomblik vra om dalk net in jou eie gedagtes daarin te gaan. As jy vir 'n oomblik kan dink, hoe het geloof, as jy dink jou eie verhaal, jou eie storie, hoe het geloof in jou vorm aangeneem? Wat wil ek amper sê, wat het die grootste rol gespeel in jou eie geloofsgroei en reis met die Here? As jy so 'n bietjie oor jou storie kan dink, kan dink dalk hoe jy groot geword het en die invloed daarvan, skool, ook na skool, gebeure, ervarings. Dink gou so 'n oomblik, wat dink jy die grootste rol op sekere tye gespeel? En elkeen van ons storie verskil. Ek het so 'n rukkie gelede vir mense die vraag gevra. En dit was my baie lekker geweest om die verskillende antwoorde te hoor. Sommiges sal vir jou onmiddellik sê, "Sjoe, die gesin waarbinne ek groot geword het, die huis, die praktyke, gewoontes wat ons gehad het, dink ek het 'n groot rol in my grootword en my eie geloofsgroei gespeel." Dalk die konteks waarbinne jy groot geword het. As ek aan my eie lewe dink, dan dink ek aan 'n oupa wat al die jare saam met ons op die plaas gebly het, wat 'n ongelooflike invloed op my lewe gehad het. Ek dink aan hom. En ek dink aan die plaas waar ons groot geword het en waar ek baie vroeg in my lewe geleer het dat die een ding waarvoor jy bid is vir reën. So dit is 'n groot ding. So daar by Denysville by die Vaaldam het ek groot geword en gereeld as die dam so leeg was, dan het ons in die gemeente bid daar vir reën gehad.
prentjies en 'n verstaan en 'n geloofsgemeenskap wat saamgegroei het, 'n boerderygemeenskap. Onthou op 'n stadium het dit so droog gewees en ek het saam met my pa gery en hy het so gekla aan jou mielietjies daar in Desember het so gehang die blare. En ek onthou het ek vir hom gesê, maar pappa, kan ons nie net bid dat Jesus die wolkiestoor oopmaak nie? So 'n bietjie, maar tog is dit kinderervarings van groei, van prentjies, van God. Ek luister na mense en dan sê mense vir my, "Sjoe, as ek moet dink oor wat in my lewe die grootste invloed waarskynlik gehad het, dan was dit teleurstellings. Daai tye wat dit sleg gegaan het, waar ek op 'n nulpunt in my lewe was, daar het God na my toe gekom. Het ek ontdekkings gemaak wat ek God gesien het soos ek hom nog nooit gesien het nie." Ek dink ek hoor dit, ek beleef dit in my eie lewe, hoe my eie kinders waarskynlik een van die grootste invloede gehad het. My eie groei en my verstaan van God. As dit is hoe ek oor my kinders voel en God sê hy het volmaak lief, dan moet ek iets begin verstaan van God se liefde as dit is hoe ek oor my kinders voel. Prentjies wat oopbreek en wat my verhouding met God laat groei het. Baie mense sal vir jou sê, "Sjoe, die dood van iemand baie naby aan my het my hele geloofsreis op 'n ander traject geneem. Het 'n nuwe landskap vir my oopgemaak rondom my verstaan van God." Sommige mense noem vriende en mentors, soos ek nou my oupa genoem het, is daar mense wat mentors en mense in jou lewe noem, vriende, figure. Ek onthou as 'n student daar op Stellenbosch was daar so 1 of 2 mentor dominees wat 'n ontsettende groot rol in my lewe gespeel het. Connie Burger is een van daai persone. As ek mense na wie jy opkyk wat jou help, sekere tye in jou lewe. Soms is dit bloot net omstandighede. Soms is dit 'n boek wat jy lees. En boeke wat jy lees. Gesprekvoering met mense. Die woord van God. Op baie punte sal mense vir jou sê, "Sjoe." So ek weet nie wat in jou eie lewe 'n groot rol gespeel het nie, maar ek dink dit is partymal nogal belangrik om te sien hoe die Here in 'n mens se lewensreis verskillende goed gebruik het, ervarings en belewennisse. Ons ou kerkvader Johannes Calvin het gesê dat die vorming van gelowiges, vormingsproses in gelowiges, van kernbelang is in ons eie gereformeerde teologie. In 'n wêreld waar die meeste mense die kerk se klassieke vormingspraktyke destyds eintlik van ons sê is, want dit het plaasgevind agter kloostermure en agter in kathedrale, maar nie vir gewone mense beskikbaar was nie, het Johannes Calvin gekom en gesê, "Kom ons maak dit oop. Kom ons maak dit moontlik, want mense moet kan groei, mense moet kan deel wees hiervan." Genève het 'n plek geword waar almal moes toegang kry tot hierdie geloofspraktyke, sodat hulle in hulle daaglikse lewe gevorm kan word. Dit was deel van sy hart en sy passie. Want het Calvin gesê, God kom red ons en kom regverdig ons deur sy genade en sy liefde. Dit is so, maar hy kom red ons nie net en hy kom regverdig ons nie net nie, hy kom verander en hy kom vernuwe ons ook deur sy genade. Hy maak ons ander mense, sodat ons anders in hierdie wêreld kan gaan leef. En hiermee sit ek twee woorde vanaand op die tafel, wat ek seker is julle al baie geleer het. As jy goed in die NG Kerk groot geword het, en deur al die katekismes is, dan gaan jy dit ken. Regverdigmaking en heiligmaking. Regverdigmaking het te maak met die manier waarop die sondige mens deur die geloof alleen geregverdig word, die geregtigheid deur Christus bekom, deur God aangeneem word, dit geskied deurdat Christus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy vir ons 'n nuwe lewe gebring het. Die opstanding van Christus het plaasgevind. Ek het geen aandeel daaraan nie. Ek ontvang dit alleen in Christus. Sola gratia. Genade alleen. Sola fide. Deur die geloof alleen. Heiligmaking is die tweede term, en dit het te maak met die feit dat ons as geregverdigde gelowiges wat deur God gered is, nie onveranderd bly deur God se genade nie.
maar daardeur gevorm word en verander word in 'n proses van vernuwing. Ons het mos daai ding van so gemaak, so gelaat staan. Ons gebruik dit baie keer, sy lekker verskoning ook. Jong, ek is nou maar so. Ek is nou so gemaak, julle moet nou maar daarmee sit. Ons sê dit gewoonlik vir ons eggenotes. Maar die Christelike lewe, sê Calvin, is nie 'n statiese bestaanswyse nie. Dit is beweging. Dis transformasie. Dit word gekenmerk deur groei. En Calvin se verstaan van God se genade sluit in dat hierdie genade vormend in ons lewens moet inwerk. En soos wat gelowiges met Christus verenig leef in hierdie dans saam met die Vader en die Seun en die Gees, op sy ritme begin dans al meer, vind daar 'n lewenslange reis van heiligmaking plaas. Het stop nooit nie. Tot die dag wat ek en jy ons laaste asem uitblaas en ons saam met God dans deur die lewe, vorm hy ons, neem hy ons in hierdie eenheid met hom van liefde en intimiteit en verandering en van groei. Vir wat? Vir watter rede? Sodat ek en jy al meer die beeld van God kan vertoon. Dis die pad, dis God se hart, dat ek en jy al meer sy beeld moet vertoon. Ons word al meer dit wat ons veronderstel is om te wees. Ek het hierdie storie wat my persoonlik gehelp het. Ek het op 'n stadium daar in die Vrystaat by Nysville by my sussie hulle gekuier wat ook op die plaas bly. Haar kinders was op daai stadium so kleinerig en ag sorry vir die storie Willem, jy ken die ou storieetjie nou. Die vakansie daar gekuier en sy sê vir my, daar's 'n tafel bo by hulle in die stoor op die skuur. Sy wil die tafel afhaal, die seentjies raak groter, hulle nou gaan leer bietjie. Hulle moet nou 'n lesenaar in die kamer kom, so hulle gaan die tafel afhaal. Sy sê vir my ek moet saam met haar vereniging toe ry en gaan ons gou verf koop. Vra vir een van die werkers of hy so lank deur die dag die tafel sal afskuur, dan kan ons hom lekker wit verf, kan hy in die seun se kamer ingaan. Dorp toe teruggekom met die blik verf. En toe ons by die huis afklim, vra sy vir hom of hy sal help om die verf af te laai. En sy sê hy kan, as hy klaar is, moet hy maar begin. Sy's nogal haastig, die skoonfamilie kom kuier, die tafeltjie moet nou in die huis regkom. En na so ruk roep hy haar. Hy sê van mevrou, kom net, voor ek begin verf, moet jy net hier kom kyk. En sy kom daar en toe sy instap, die tafeltjie mooi afgeskuur, toe sien sy, dis 'n geelhou tafeltjie. Op 'n stadium is alles mos wit geverf. Tot my pa se nagmerrie is daar in ons huis ook sulke meubels wit geverf. En terwyl ons oor die hele aangeleentheid daar praat en ek daarna kyk, het dit vir my 'n beeld geword van iets van ons eie lewens. Ons is almal geelhout tafeltjies. Kosbaar, mooi hout. En dan kom die lewe en dan verf hy ons sulke wit laag, soms pers en pink, maak net saak wat jou kamer se kleur is. Die lewe kom verf ons so bietjie. Hy gee ons sulke kwaste van die lewe, van seer, van gebrokenheid. En voor ons oë uitvee is ons wit geverfde tafeltjies. Maar eintlik is ons geelhout tafeltjies. En die beeld het vir my, of die ervaring het vir my die beeld gegee dat geloofsgroei, geloofsvorming, is nie dat ek so seer 'n klomp nuwe goed in my lewe moet byleer nie. Ek moet net meer word dit wat ek is. Geloofsvorming is eintlik meer die wegvat van dit wat God my in wese gemaak het. 'n geelhout tafeltjie. Kosbaar. Ek moet net meer word wie ek eintlik is. Die Nederlandse teoloog van Roeler skryf hieroor eintlik in dieselfde vorm as wat Calvin daaroor praat, en dan sê hy dan wanneer Christus sy werk kom doen hier op aarde, sluit hy die mens eintlik uit.
Hy stap die pad van menswees. Hy gaan na die kruis, hy sterf, hy staan op. Hy het nie die mens nodig nie. Hy doen dit totaal sonder die mens. Maar dan sê Van Roeler, as die Gees van God uitgestort word, dan skakel hy ons in sy plan en maak hy ons deel van sy werk. Die werk van sy Gees skakel nie ons gehoorsaamheid en ons geloof en ons menslike inisiatief uit nie. Ons is deel van hierdie proses. Ons kan onsself nie verander nie. Dit kan ek nie doen nie. Dit is die werk van God se Gees, maar die Gees maak ons deel van hierdie helingsproses, van hierdie vormingsproses. En dit, vriende, is waar gebedspraktyke, geloofsdissiplines en gewoontes, dink ek, sy plek het. Dis waarvoor dit belangrik is. Dis miskien is geloofsgewoontes en gebedspraktyke sulke skuurpapier wat ons so 'n bietjie help om te word wie ek en jy werklik is. Verlang in ons eie gereformeerde kringe het ons gedink dat vorming geskied deur lering en kennis alleen. Wie van julle, ek het vanoggend ook vir die oggend gevra, wie van julle weet wat ek weet nie wat die dominee 2 weke terug gepraat het nie, gepreek het nie, kan julle onthou wat die dominee gepreek het? O, gids, alles useless. Kop beskik julle. 2 weke terug, verlede Sondag, vanoggend was daar so 1 of 2 wat gesê het, hulle onthou dan wat Sondag gebeur het, dit was hom nog naby. Ons het so sterk klem in ons eie tradisie op lering en kennisoordrag en dis goed, dis mooi. Ek wil niks dit vanaand afmaak nie. Al wat ek daarmee wil sê is, ek dink ons kom uit 'n tradisie waar dit alles daaroor gegaan het. Die reformatie het ontsettend 'n sterk klem gelê op die kennis van die evangelie en vir gelowiges. Die Bybel en woordverkondiging het die sentrale punt van ons kerk se manier geword hoe ons groot geword het, nê. Luther en Calvin het hulle lewe gewy aan die uitleg van die Bybel, aan prediking en lering en die skryf van kommentare. Dit was die tyd, dit was deel van die tydsgees van destyds. Hulle moes verduidelik hoekom ons glo wat ons glo, hoekom ons weggebreek het uit die Rooms-Katolieke Kerk, hoekom die kerkhervorming belangrik was. So daar was 2 groot invloede wat saam met dit gekom het. Die een was die gereformeerde skolastiek of ortodoksie, wat aan die orde was van die dag destyds. En binne dit het die fokus hoofsaaklik geval op die regte verstaan. Ons moes verstaan hoekom ons sê en glo wat ons glo. Skryf die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 1. My enigste troos in lewe en dood. Wat is jou enigste troos? My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ek dink julle ken dit nog almal. Ek weet nie vandag se kinders dit ken nie, maar ons het met dit groot geword. Ons het dit geken, ons het dit verstaan. En saam met daai tydsgees was dit die hele tyd van die verligting, verheffing van die rede bo die liggaam. Alles het gegaan oor hoe goed verstaan. René Descartes, filosoof van destyds, ek dink daarom is ek. So die mens, ons menswees het gegaan oor die intellek. Verhef bo alles. En in hierdie hele denkklimaat het ons as kerk gegroei en het ons het geërf en dis hoe ons gedink het, dis hoe vorming plaasvind. Jy moet net goed leer en dan gaan jy dit verstaan en dan gaan jy dit doen. En ek en jy weet vandag dat ons, soos ons hier sit en staan, is ons baie meer as intellek. Ek en jy is ook emosies. Ek en jy is ook handelende mense wat doen. Maar vir baie lank in ons kerk het ons gedink dat vorming en ons verhouding met God gaan oor wat ek moet verstaan van God. As ek hom verstaan, ek moet lief hê, gaan ek mos lief hê. As ek verstaan dit is so, dan gaan ek dit mos doen. Ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel nogal daarmee. Ek verstaan baie goed. Beteken nie ek doen dit nie. In dieselfde tyd van Luther en Calvin, en daaroor wil ek nie lank praat nie, was daar nog een van ons ou kerkvaders waaroor wie ek hierdie week gepraat het, Ignatius van Loyola. Hy was nie deel van die kerkhervorming nie. Hy was deel van die kontra-reformatie. Luther en Calvin het weggebreek uit die kerk. Ignatius het gesê, die eenheid van die kerk was vir hom te belangrik. Hy gaan nie dit doen nie, alhoewel hy min of meer op elke punt saam met hulle gestem het.
En in daai tyd het hierdie twee kerkvaders van ons, Luther en Calvin, het hulle noem ons hulle ook die hervormers van die kerk, word dan na Ignatius verwys as die hervormer van mense, want hy het gesê, al ons die kerk gaan verander, is ons met die mense van binne af verander. En terwyl die fokus by ons kerkhervormers baie was oor hoe ons die teologie moes verstaan, het Ignatius 'n ander roete gevolg en hy het gesê, ek wil mense help om in hulle wese te verander, deur gebed en in verhouding met God. En het hy 'n klompie praktyke gehad, en dit is baie van die praktyke wat ons hierdie week oor gaan gesels. Ek en jy is nie net, sê Jamie Smith, breins op 'n stok nie. Kom ek vertel vir julle 'n storie. Miskien ken van julle die roman van C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader. In die boek van hierdie roman word die 3 kinderkarakters, die van julle wat kinders en kleinkinders het, sal weet van die Narnia reeks. Die 3 kinderkarakters is Edmund, Lucy en Eustace. Ek dink dit is hoe mense haar naam sê, en in hierdie wêreld van Narnia word hulle ingetrek, die 3 kinders, terwyl hulle in 'n huis staan en kyk na 'n skildery teen hulle oom se muur van 'n skip op die see. Hulle kyk na die skildery. En terwyl hulle na hierdie skildery staan en kyk, ontdek hulle hoe hulle as ware deur die raam van hierdie skildery ingetrek word tot op die boot, op die skip van die skildery. En skielik voel hulle hoe hulle nat gespat word. En hulle die beweging op die skip begin voel. En hulle ontdek skielik, hulle is nie meer toeskouers van 'n skildery nie. Hulle is op die skip. Hulle is deelnemers van die gebeur, hulle spat nat, hulle word naar, hulle voel nie lekker nie, die see is rof. En hierdie toneel in die roman van Lewis, dink ek is 'n metafoor vir ons vir die Christelike lewe. Die doel van ons Christelike lewe en van vorming is nie dat ons bloot oor 'n goeie teologiese raamwerk moet beskik, waardeur ons na die lewe kan kyk nie. Die doel van die Christelike lewe is dat ons ingetrek moet word in die verhaal in. Navolgingskap van Christus en vorming gaan oor baie meer as bloot akkurate konseptuele kennis. Dit gaan oor die ervaring en deelname aan die realiteit van die evangelie en van die woord in hierdie wêreld. Ek dink is 'n ontsettende mooi, sinvolle metafoor vir vorming, waar ons genooi word van passiewe waarnemers na aktiewe deelnemers van die evangelie in hierdie wêreld. Aktiewe deelnemers in ons verhouding saam met God, waar ons saam met God dans, saam met die drie eenheid dans in hierdie wêreld. Wat ons benodig, vriende, is praktyke wat ons kan help om holisties te vorm, om geïntegreerd te vorm, sodat ek nie net een ding met my kop weet, maar 'n ander ding gaan doen nie. Ek weet dis wat ek moet doen, maar ek gaan doen 'n ander ding. Ek weet die skepping behoort aan God, maar as ek gaan leef, dan leef ek maar as 'n verbruiker van die skepping. Ek weet alle mense is geskape na God se beeld, maar as ek met sekere mense omgaan, dan is jy nie vir my volledig mens nie. Ek weet dit, my kop sê dit vir my. Maar as ek dit doen, lyk dit anders. En daarom is dit so nodig dat ons in ons hele menswees gevorm word. Kognitief, emotief, sodat ek kan handelend anders gaan leef. Jesus het hierdie praktyke gehad van gebed en van afsondering, hy het vriende gehad, hy het 'n geloofsgemeenskap om hom gehad, hy het die woord gehad. En vanaand, hoe help die woord van God ons daarin? Ek het 'n lang draai nou gemaak, ek is jammer, maar ek het gedink is belangrik. 'n jaar of wat gelede, meer as 'n jaar, 'n hele paar jaar gelede, is ons gesin baie lief vir die Wildtuin. Junie vakansies is daar 'n bietjie warmer ook. Gaan ons graag soontoe en ons is 1 jaar daar onder Sabie. Kom by die hek uitgery vroeg die oggend en toe ons uit is, toe's daar 'n leeu wat 'n zebrapad getrek het. Ja, en dis nou maar soos die van julle wat die Wildtuin ken, dis net karre en ons kry dan ons ou beertjie ook om te sien hoe die leeu hierdie zebra besig is om te verskeer. Herkie daar gesit en toe ry ons verder aan.
die dag deurgebring. Laatmiddag het ons teruggekom en toe ons daar kom, toe staan daar maar nog steeds karre. En toe speel daar 'n baie interessante toneel af. Julle sal nou weet wat gebeur. 'n Leeu vreet ook maar net so lank. Hulle is mos maar 'n leispesie, dan gaan lê hulle so bietjie. Kom hy weer so bietjie terug. En wat ons toe ontdek is die leeu die hele dag daar gelê en vreet, daar was maar min oor. Die hyenas het daar in die omgewing begin en die aasvoëls het begin vlieg, maar daai leeu het daai karkas opgepas. As daar iets waag om nader te kom, dan hy so net so grommetjie en dan staan hy net so op, dan beweeg alles weer so 'n bietjie weg. So daai leeu die hele dag daai karkas opgepas. Dit was my so interessant toe ek na Jesaja 31 toe gaan. En ek sien hoe Jesaja hierdie beskrywing gee van 'n leeu wat by sy prooi lê en dit oppas. Dan gebruik hy die woordjie grom. Hy het by sy prooi lê en vreet en grom. Die Engelse woordjie is growl. En niemand kon dit daar naby waag nie. Kom ons lees dit vers 4 van Jesaja 31. Soos 'n leeu, 'n maanaar by sy prooi lê en grom, hom nie laat afskrik deur die harde geskree van veewagters wat teen hom saam geroep is nie, en hom nie steur aan hulle lawaai nie. Soos 'n leeu, 'n maanaar by haar prooi lê en grom. Julle hoor daai beweging. Hierdie woordjie grom is die Hebreëse woordjie haga. Hebreëse woordjie haga. En hierdie selfe woord wat Jesaja in Jesaja 31 gebruik, haga, is die woord wat die psalmdigter in Psalm 1 gebruik. As hy sê die mens wat die woord van God haga is geseën. Ons vertaal hom met dag en nag oordink. Psalm 1 vers 1, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Haga. So mense soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie, en is voorspoedig in wat hulle aanpak. Sommige ander vertalings gebruik die woordjie mediteer, iemand wat dag en nag die woord van die Here mediteer. Anders, ons vertaling sê, 83 vertaling sê om dit te oordink. Een van die artikels wat ek hieroor gelees het my baie gehelp. Artikel sê dat haga is iemand wat hom of haarself verloor in die woord. Is dit nie mooi nie? Iemand wat hom of haarself verloor in die woord. Soos die leeu homself verloor in sy prooi. So word ons genooi om onsself te verloor in God se woord. Haga. Ons sien die uitnodiging op 'n klomp plekke in die Bybel. Psalm 34 staan daar, kom ondervind. Haga. En sien self dat die Here goed is. Ek het die woord van die Here, Jeremia 15, ek het die woord van die Here verslind toe hulle gekom het. Hulle was vir my 'n vreugde. Haga. Jesegiel sê, kom mens, eet die boekrol. Haga. Openbaring, ek het die boek uit die hand van die engel gevat en ek het dit opgeëet. Haga. En daarom my vraag vanaand. Julle sal oplet dat daar elke aand 'n vraag is. Watter plek neem die Bybel, God se woord, in my en jou lewe in? Watter plek neem hy in? Ek dink dit kan gebeur dat die Bybel vir mense 'n baie interessante en 'n fascinerende boek is. Dit kan dit bly. Ek dink dit kan gebeur dat die Bybel ook 'n baie dooie boek in mense se lewens word. Wat jy eintlik maar uit gewoonte lees, hy lê daar op jou bedkassie. En jy hoop maar as jy vanoggend of vanaand of iewers in die week lees, dat jy dan iets daaruit sal kry wat jou bietjie in hierdie wêreld en lewe kan help. Daarom ten minste vir vandag.
Mens kan ook na die Bybel toe gaan en dit benader as 'n dik boek wat deur geleerdes bestudeer kan word, gelees moet word, maar waarvan die invloed daarvan in die lewe vandag eintlik maar irrelevant geword het. Dit kan gebeur dat mens elke woord binne in God se woord kan ken. Selfs kan vertaal, Grieks en Hebreëus. Jy kan selfs 'n klomp kommentare ken. Maar as die Gees van God nie sy asem van lewe in die woorde van God se woord inblaas nie, kan dit baie maklik net 'n klomp dooie woorde, interessante woorde, fascinerende woorde op papier bly. En solank al soos 300 na Christus het mense begin om God se woord as 'n baie unieke boek te lees. Dis anders as die ander boeke wat hulle gelees het, wat ons gelees. Hulle het begin om God se woord te lees met die verwagting om God aan te ontmoet. En hierdie manier van Bybel lees wat alreeds so vroeg soos 300 na Christus sal julle dalk al die woord gehoor het, bekend daarmee, ek seker van julle gebruik dit ook, Lectio Divina. Dis 'n manier van Bybel lees, omgaan met die Bybel, wat ons in staat stel om die Bybel nie net te lees as 'n skrifteks nie, maar om dit so te lees dat ek God daarin kan ontmoet, waar ek myself oopstel, nog beter eintlik, om myself al lesende oop te stel vir God se werk in my lewe. Lectio Divina is die Latynse woordjie vir, in Engels kan mens sê divine reading, holy reading, heilige lees, goddelike lees, van ons heel vroegste kerkvaders af, het dit gebruik. En dit bestaan so uit 4 bewegings, eenvoudig. 4 bewegings is, ek lees die teks, 'n eerste keer, 'n tweede keer, dalk selfs 'n derde keer. En dan is ek op 'n punt waar ek eintlik die Bybel toemaak en wegsit, en wat ek dit begin oordink. Die woordjie meditatio, bepeins, oordink, mediteer. En 'n beeld wat vir my ontsettend mooi is om dit te verduidelik, hierdie tweede deel. Ek kom nou maar uit die Vrystaat, so ek het seker Vrystaat se gewoontes. As jy 'n bees eet, jy ken dit ons Johan, daar so in jou wêreld. As 'n bees gras vreet, ek ken dit ook nie so goed nie, so nou is ek ook 'n bietjie gespanne. Dan vreet hy mos uit die gras en geleer dit in sy eerste pens, né? Dit gaan nie onmiddellik in die tweede pens, dit lê eers in die eerste pens. Want dit is nie in 'n verteerbare vorm nie, gras. En dan deur die dag dan herkou daai bees, totdat dit afgebreek word in 'n verteerbare vorm, en dan gaan dit na die tweede pens toe en word dit opgeneem deur die dier, en gebruik die dier die energie om te leef. Maar so 'n mooi beeld. Ek dink dis wat meditasie is. Meditasie klink vir party mense baie oosters. Dit gaan daaroor om die woord van God te kou en te herkou en daarmee besig te wees. Amper soos 'n stokkie lekker wat jy suig. Van ons eet mos stokkie lekkers so dat jy so gou as moontlik by die shibit binne-in kan uitkom. Die kinders ook, nee, kou hom sommer dadelik. Dan af wat jou persoonlikheid ook nog is. Sommiges kou vinnig. Maar die geheim is om hom te suig totdat die shibit wat daar binne is self deurkom. Dis wat meditasie is. Dis om God se woord te lees en te lees en te lees, dit weg te sit en dan dit te laat maal, dit te oordink en toe te laat dat God daar deur sy gees jou gedagtes gebruik, jou sintuie gebruik. Dis altyd vir my een van die wonderlikste geleenthede as ek met 'n teks kan besig raak en ek weet ek kan my eintlik verloor in die verhaal. En op 'n stadium kan ontdek dat dit nie meer 'n verhaal is wat ek lees nie, maar dat die verhaal my begin lees, dat ek 'n karakter in die verhaal word, dat ek 'n deelnemer in die verhaal word. Wat ek begin wonder is, Jesus vir die blinde Bartimeus daar op die pad roep, eers roep die blinde Bartimeus, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my, seun van Dawid, ontferm U oor my, en ek begin skielik wonder, wat is my uitroep na die Here toe op hierdie stadium? Wat vra ek? En as ek skielik ontdek, Jesus draai nie net na die blinde man en sê vir hom, wat kan ek vir jou doen nie, maar hy draai na my toe en hy vra my, wat kan ek nou vir jou doen?
En ek kom agter, ek praat met die Here en skielik raak die Bybelse verhaal 'n lewende verhaal en 'n ontmoeting tussen my en God. Dis wat meditasie is, vriende. Dis nie oosters en snaaks nie. Dis God wat na my toe kom en ek wat deel word van die skrif. En dan gaan dit oor in oratio. Ek is eintlik nou al daar. Ek begin praat met die Here. Dis die derde beweging. Ek begin spontaan met die Here praat oor dit wat die teks aan my doen. En ek luister. Dis 'n gesprek, 'n tweegesprek. Ek hoor en ek luister. En dan gaan dit oor in kontemplasie. En kontemplasie het iemand so mooi gesê, dis daai moment wat ek net oorgee. Oorgee dat dit wat ook nou hier gebeur het in die Gees se hande. Ek rus in die teenwoordigheid dat God se Gees dit in my lewe sal gebruik en sal waarmaak en my sal vorm. Maria wat na haar stryd met die engel wat van gesê het, jy gaan 'n kind hê, en sy net sê, dit kan nie wees nie. Kan nie wees nie. En dan gee sy haar oor in kontemplasie, as sy sê, laat dit met my wees soos U wil. Dis wat kontemplasie is. Dis daai moment aan die einde van my omgang met die woord en met gebed in die Here, dat ek sê, Here, laat dit nou wees soos U wil. Daar's 'n baie mooi aanhaling, wat ek dink iets van dit sê, Engelse aanhaling, reading, as it were, puts the solid food into our mouths. Dis wat die reading gedeelte is. Meditation chews it and breaks it down. Prayer obtains the flavor of it, and contemplation is the very sweetness which makes us glad and refreshes us. Ek is op 'n stadium op 'n stilword geleentheid saam met my eie begeleier. My kinders was klein, ek is jong studente dominee. Het gaan so 'n bietjie rof. En ek gaan vir 5 dae om stil te word en sy begelei my en sy gee die eerste dag vir my Johannes 13. Ek vertel eers waar ek is. Sy gee vir my Johannes 13 die voetewassing. Baie eerlik, toe sy dit vir my sê, toe dink ek, net nie dit nie. Ek was my kinders se doeke. Ek was studente se nonsens. Ek was koppies by die kerk want studente helpie. Ek was. Nou hoor ek moet die voetewassing gaan lees. En al wat ek dink as ek die voetewassing hoor is, en gaan maak julle ook so. Ek dink, ek gaan nie. Ek gaan nie eers dit lees nie. Soos daar op Hermanus, ek gaan stap die middag langs die see, ek maak 'n lekker middagslaapie, ek gaan slaap die aand sommer weer vroeg, maar ek lees Johannes 13. Ek besluit by myself, baie arrogant, ek gaan nou die volgende oggend as ek by haar sit vir haar sê, joh, Denise, ek dink nie jy het my reg gehoor nie. En ek gaan sit die oggend gereed om vir haar te vra, asseblief gee vir my iets anders. En toe ek gaan sit net voor ek kan begin, kyk sy my so in die oë en sy sê vir my, Marie, het jy toe toegelaat dat Jesus jou voete was? En in daai moment besef ek, ja, ek het voor die tyd besluit wat staan in die teks. Ek ken dit. Maar die Here wou my kom ontmoet op 'n ander plek in daai teks. Hy wou my voete was. Soos wat hy Petrus in gewas het en sy disippels en daar wat 'n hele gebeure afgespeel voor Jesus gesê het, gemaak jy ook so. En ek het dit gemis. Want ek het besluit ek weet waar daar staan. Hoe oop is ek nog om verras te word deur eeuoue tekste en verhale elke keer weer net omdat God my daar wil kom ontmoet. Ek sluit af, professor Dirkie Smit gebruik hierdie ongelooflike mooi beeld oor die gebruik van die Bybel as 'n spieël. Na aanleiding van 2 Korintiërs 3. Het werk mos so, hy sê terwyl ons die Bybel lees, is ons soos mense wat in 'n spieël kyk. Julle weet mos hoe werk 'n spieël. Maar hy sê dis 'n bietjie 'n vreemde spieël hier, 'n ander soort spieël. Gewoonlik wanneer 'n mens na jou beeld in die spieël kyk en jy voer bewegings uit, sal die beeld in die spieël verander na aanleiding van jou aksies, né?
Ek maak so, dan maak jy spieël, so. Maar hier sê hy werk dit andersom met die woord van God. As die kerk, as ons, as God se kinders, die Bybel lees, dit kou, dit herkou, haga, dan luister, dit oordink, dan sien ons in die Bybel die drie enige God beweeg. Die dans van God. En terwyl ons dit lees, word ons verander en vernuwe die Gees ons, sodat ons al meer soos Jesus begin lyk. Word die woorde van die Gees lewend in ons, en deur ons, en begin ons dans op God se ritme. Ek nooi julle om weer nuut met God se woord om te gaan. Gaan sit, laat God na jou kyk. Maak die Bybel oop en vat sommer die evangelie elke dag en lees sommer die verhale uit die Johannes of Lukas evangelie. En laat God toe om jou daar te ontmoet. Kom ons bid saam. Here, kom maak u woord weer lewend vir ons elkeen. Kom skryf weer u woord deur u Gees op ons harte. Kom vorm ons menswees, sodat ons saam met u op u ritme kan dans. Amen. En mag dit 'n mooi nag vir julle wees. Ontvang vanaand die seën van die Here. Gaan dans op sy ritme. Mag jy weet dat God se liefde jou vashou, dat die genade van Jesus Christus vir ons elkeen genoeg is, en dat die Gees van God binne in ons woon en in ons werk om ook sy woord vir ons lewend te maak, sodat ons sy hartklop kan hoor en deel kan wees van sy liefdesdans in hierdie wêreld. Amen.